Goeiemôre. Het is lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier. Dit voel altyd so net lekker om hier aan te kom en almal is vriendelik en almal groet jou en die koffie staan reg. So dis lekker om vanoggend hier te kuier. Kom ons staan, dan sing ons as 'n toetrede lied, lied 257 en dan bly staan vir die fotum, die seën en die lofsang. As jy nie so lank kan staan nie, is dit okay as jy bly sit ook. God is koning oor alle volke. God sit op sy heilige troon. Die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Jesus leef en ons met hom. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, hy sorg vir ons, en van die Seun, hy het waarlik opgestaan, en van die Heilige Gees, hy leef in ons. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing lied 205. Zie ons nooit in verloren.
Dankie, julle kan sit. Kom ons luister nou na die wil van God of riglyne vir 'n heilige lewe, soos wat Petrus dit opsom in 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Petrus skryf: Wees almal eensgesind, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig, mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeldtaal met skeldtaal nie, maar inteendeel, wees mense wat seën omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry. Immers, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is en sy lippe daarvan om bedrog te spreek. En laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen. Laat hy vrede soek en dit najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke, maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Ons het almal al gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, nie gevolg hierdie riglyne wat vir ons gegee word nie. Kom ons bely ons skuld deur saam te sing lied 233, sommer terwyl ons so bly sit. Ons is egter vrygespreek deur die genade van Jesus Christus. Immers ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gelei. Hy die regverdige ter wille van onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Dankie, julle kan sit. Dankie vir die mooi voorsang. Geliefdes, voordat ons vanoggend weer saam uit die woord van die Here gaan lees, kom ons raak stil, dan bid ons saam. Here God, U woon daarbo en ons hieronder. Dit is nogal 'n groot verskil. Hieronder lyk dit dikwels asof U nie hier is nie. Maar die dag van U hemelvaart herinner ons daaraan dat daar 'n verbinding tussen die hemel en die aarde is. Daardie verbinding is deur Jesus Christus tot stand gebring. Hy het afgekom na die aarde en het weer opgevaar na bo. Hy is nou by U en danksy hom kan ons na U toe kom. Gee God dat ons harte warm en gelukkig maak en seën ons naaste
en al die mense wat aan ons sorg toevertrou is, sodat ons kan ervaar dat Jesus by ons is. Help ons om die band tussen hemel en aarde te voel en dit ook tasbaar verander te maak. Leer ons deur die woord, Here, en leer ons deur U Gees en hoor ons gebed in Jesus naam. Amen. Ek lees vanoggend vir ons 'n korterige gedeelte, Jeremia 31 vers 31 tot 34, en ek lees uit die 2020 vertaling. Kyk, daar kom dae, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sonde skuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Ek lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, maar nog meer gelukkig is die wat hulle lewens daarvolgens instel. In die liturgiese kalender of die kerklike kalender trek ons by die 7de Sondag van die Opstanding, en dit is die Sondag tussen Jesus se hemelvaart en Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie 10 dae voel altyd vir my soos 'n tyd van afwagting, of soort van soos 'n oorgangsperiode tussen Jesus wat hier op aarde was en die Heilige Gees wat afkom na ons toe. Ek dink as ek myself in die disippels se voete moes inleef, sou ek bang en verlore gevoel het. Jesus is weg, maar tog nie eintlik nie. Hy het opgevaar soos wat hy gesê het, en ons wag vir sy Gees, soos wat hy gesê het. Ek dink 'n mens sou baie leeg kon voel, asof daardie teenwoordigheid van die Here nie meer tasbaar in jou lewe is nie. Die een wat jy gesien het, fisies kon aanraak, wie se stem jy gehoor het, skielik is hy nêrens sigbaar nie. Hoeveel keer voel ek en jy nie ook so nie, asof God weg is, asof sy teenwoordigheid nie gevoel kan word nie, asof hy ons agtergelaat het en van ons vergeet het. Ek dink dit is 'n baie menslike gevoel, en dis een wat deur eeue gevoel is, deur die psalmdigters wat uitroep, waar is U Here, en deur die disippels wat skuil agter geslote deure. As ons kyk na die toestand van die wêreld rondom ons, sal dit dalk moeilik wees om te kan sê dat God hier is. Die natuurlike rampe, oorloë, siekte wat nie herstel nie, verhoudings wat nie wil genees nie, gebede wat voel of dit onbeantwoord bly. Asof God sy hand van jou skouer afgehaal het en teruggestaan het. Wat se tipe God doen dit? Wel, nie ons nie. Ons God, die enigste ware God, staan nie terug nie. Hy gaan haal ons uit daardie seer en hartseer uit. Hy gaan haal ons uit daardie plek van leemte en verlatenheid uit. Hy gaan haal ons uit daardie hopelose situasie uit. Hy sien ons sonde en ons foute en hy sê, ek vergewe jou. Ek sal nie langer aan jou sonde dink nie. So diep strek sy genade en liefde vir ons.
Al doen ons keer op keer wat ons nie moet nie, sy hand bly uitgestrek na ons toe. Ek kan myself amper nie keer om herhaaldelik oor God se genade te wil preek nie, want dit is so werklik in my lewe. Ja, partykeer voel dit of God ver is. Partykeer voel ek nie sy hand op my skouer nie. Maar ek weet dat hy nooit werklik weg is nie. Hy staan met oop arms en hy wag vir my en vir jou ook om weer terug te draai na hom toe. Want God is nie weg nie. En hy gaan ook nooit weg nie, al voel dit vir jou so. Hierdie gedeelte in Jeremia wat ons saam gelees het, kom uit wat hulle noem die Book of Consolation, die troosboek van die profeet Jeremia. En Jeremia staan bekend as the weeping prophet. Jeremia se werk was om oordeel aan Israel te verkondig vir hulle afgoderry, vir hulle sonde, vir die verbond wat hulle verbreek het. Jeremia het getreur en gehuil oor sy volk. Hy het getreur en gehuil oor die verwoesting wat hy kon sien afspeel. En tog, te midde van daardie oordeel en duisternis, is daar hierdie klein gedeelte in die boek, hoofstukke 30 tot 32. In daardie klein gedeelte is daar 'n boodskap van hoop en herstel. 'n Boodskap van 'n nuwe verbond en van 'n nuwe toekoms. Asof die son skielik deur die wolke breek na 'n lang stormseisoen. Jeremia bring hierdie belofte na die volk in ballingskap, 'n volk wat alles verloor het, hulle tuisland, hulle tempel, hulle koning, hulle identiteit. En dit was as gevolg van hulle eie doen en late. Maar die Here sou nie net weer die volk terugbring en alles sou wees soos wat dit was nie. Die Here sou met hierdie volk oorbegin. Hy beloof dat hy in die toekoms 'n nuwe verbond met die volk sal sluit. Maar hierdie keer sal die verbond anders lyk. Hierdie keer sou Israel verstaan dat die verbond nie net oor reëls en regulasies gaan nie. Dit gaan oor God self en oor sy liefde en sy genade. Hierdie keer sou die woord van die Here nie op kliptafels geskryf word nie, maar in die harte van elkeen van sy kinders. Hulle sou hom nie meer gehoorsaam omdat daar reëls van buite is wat afgedwing kan word nie, maar omdat daar 'n gesindheid in hulle harte is. Hierdie belofte sluit in dat dit wat agter lê vergewe sou word. Vers 34 sê, ek sal julle oortredings vergewe en nie meer aan julle sondes dink nie. 'n Nuwe begin. Die skuld wat opgehoop het, die afgoderry, die verraad, die ongehoorsaamheid, alles word gedelg. Nie deur Israel se verdienste nie, maar deur die genade van God wat kies om te vergewe. Ons weet dat hierdie belofte van God nie net in die tyd van Jeremia gegeld het nie, maar deur die geskiedenis gegroei het, totdat dit sy hoogtepunt bereik het in Jesus Christus. In Christus het God sy plan met die wêreld duidelik kom wys. In Christus bereik die nuwe verbond sy hoogtepunt. Dink net hoe dat Jesus die nuwe wet kom verkondig het. Die wet wat nie net oor die letter gaan nie, maar oor die gesindheid van jou hart. In Christus word die vergifnis wat God beloof so 'n duidelike werklikheid. God se volk, wat nou elkeen is wat glo, het God lief, omdat hy liefhet en genadig is. En dit dring ons nou tot gehoorsaamheid. Maar dit is 'n ander soort gehoorsaamheid as die wet wat van buite afkom. Dit is die gehoorsaamheid wat uit jou hart uitkom. Gehoorsaamheid
wat gebore is uit dankbaarheid en nie uit vrees nie. Jesus het gekom en hy sterf aan die kruis sodat ons skuld vergewe kan word en sodat ons die nuwe volk van God kan word, wat uit dankbaarheid kan lewe, uit God se woord, deur sy gees wat op ons harte geskryf is. En dit is nie 'n las nie, dit is bevryding. En dit is ook waarom hierdie Sondag tussen Hemelvaart en Pinkster so betekenisvol is. Die disippels het nie passief gesit en wag nie, hulle het saam gebid. Hulle het nie Jesus se vertrek gebruik as 'n rede om op te hou nie, want die wet was reeds op hulle harte geskryf. En hulle het geweet dat die Gees op pad is. In Jesus Christus word God se beloftes 'n werklikheid. Op die kruis roep Jesus uit, dit is volbring. Die skuld is betaal. Die verbond is beseël. En nie met die bloed van offers soos in die ou verbond nie, maar met die bloed van God se eie seun. En by die laaste maal neem Jesus die beker en hy sê, hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Geliefdes, dit roep ons tot gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wat uit die hart kom. Christus sterf aan die kruis sodat ons skuld vergewe kan word en ons die nuwe volk van God kan word, wat uit dankbaarheid lewe, want God se Gees is in ons harte geskryf. Jesus het gesterf vir ons sonde en ons skoon gewas. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy wag vir ons. Die Heilige Gees is na ons toe gestuur, sodat ons altyd God by ons het. Nie net die wet op klip nie, maar as 'n lewende teenwoordigheid in ons harte. Miskien sit jy vanoggend hier en dit voel vir jou of God ver van jou af is. Jou gebede voel hol. Die omstandighede om jou weerspieël nie jou idee van 'n liefdevolle God nie. Wêreldgebeure, oorlog, ellende, ongeregtigheid. Dit laat dit moeilik lyk om te sien dat God regeer. Maar dan hoor ons hierdie woorde van die Here deur Jeremia. Almal sal my ken. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hierdie boodskap in Jeremia 31 is geskryf aan mense in ballingskap. Vir mense wie dit gelyk het asof God sy verbond vergeet het, of hy nie omgee nie, of hy te ver is om hulle te hoor. En presies in daardie donkerte sê God, ek sluit 'n nuwe verbond met julle, nie soos die ou een nie. Hierdie een sal op jou hart geskryf wees. So diep strek sy liefde en genade vir ons. Al doen ons keer op keer wat ons nie moet nie soos die Israeliete. Sy hand bly uitgestrek na ons. Want God is nie weg nie. Die Heilige Gees woon reeds in ons. Die vergifnis is reeds 'n werklikheid. Die nuwe begin is nie 'n belofte wat nog moet kom nie. Dit het reeds aangebreek in Jesus. Ons leef tussen twee punte, tussen die kruis en die wederkoms. En in hierdie tussenruimte, tussen Hemelvaart en Pinkster, leef ons nie in leegheid nie. Ons leef in afwagting. Met die hoop en in die sekerheid dat God se Gees by ons is. Kom ons fokus in hierdie oorgangsperiode tussen Hemelvaart en Pinkster op God se teenwoordigheid wat reeds jou hart vul. Sien raak dat hy nie weg is nie en dat jy nie alleen is nie. Dat jy 'n nuwe toekoms het. Nie wat nog eendag wag nie, maar wat reeds 'n werklikheid is. Jeremia het gehuil oor sy volk en sy omstandighede,
maar hy het ook hoop gehad. Die disippels het gewag en in daardie wag het hulle gebid. En ons leef met die Gees wat reeds gegee is, die verbond wat reeds beseël is, die vergifnis wat reeds uitgespreek is. God is nie weg nie. Hy is elke dag in elke situasie teenwoordig. Ons moet net leer om hom raak te sien en sy stem te hoor. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Heilige God, U is teenwoordig in ons lewens. U vul alles met U teenwoordigheid. Here, partykeer treur ons huil. Ons kan nie verby ons eie sondeskuld sien nie. Ons kan nie verby die slegte goed in die lewe sien nie. Maar Here, in dit alles is U hand daar. U steek U hand na ons toe uit om ons op te help, om ons te red. Here, dankie dat ons tot U kan bid en kan vra, wees by ons. En dankie dat U ons gebede beantwoord. Here, waar ons elkeen na hierdie diens uit mekaar uitgaan, wees by elke liewe mens wat vanoggend hier sit, Here. Here, laat hulle U teenwoordigheid tasbaar ervaar. Dankie dat U dit vir ons doen en dit vir ons gee. Here, ons vra om verskoning oor die sonde en die foute wat ons maak. Maar dankie dat ons weet dat U genade dit alles bedek. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Geliefdes, kom ons staan dan, bely ons opnuut ons geloof in 'n God wat nie weg is nie, maar wat alles met sy teenwoordigheid vul. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. As antwoord op die prediking sing ons lied 509 en dan bly staan vir die seën en die wegsendingslied.